Miller van Loggeringberg van die Doxa Deo groep en Henny Lou van Hartland Akademie. Is baie lekker om julle hier te hê vanoggend. Ja, baie dankie. Miller, kom ek begin by jou by Doxa Deo Education of julle in die MOS inisiatief het nou hande gevat om die Hartland Akademie 'n werklikheid te maak. Baie opgewonde daaroor. Vertel ons meer oor hierdie vennootskap en hoe dit ontstaan het. Ja, Hartland Landgoed het ons genader om 'n skool daar te begin en die markstudie het gewys daar's 'n behoefte aan 'n Christus gesentreerde Afrikaanse skool daar. Nou Doxa Deo staan vir die heerlikheid van God en MOS staan vir moedertaalonderrig onafhanklike skole. Nou as jy die twee hoor, is dit eintlik 'n baie maklike vennootskap, nee. Dat ons twee bymekaar kan kom om saam dan 'n verskil te kan maak daar. Die lese van die skool is wys die weg. Nou dit kom uit Johannes 14 uit. Waar Jesus sê hy is die weg, die waarheid en die lewe. En dis ons begeerte vir daai skool en vir daai kinders dat hulle daai weg sal kan ontdek. Henny, jy is die hoof van Hartland Akademie en sluit jy nou ook aan by die MOS skoolnetwerk, asook die Doxa Deo opvoedkundige netwerk. Wat is jou visie vir Hartland Akademie? Ja, baie dankie. Ek is baie opgewonde om op 1 Oktober te begin en dit wat Miller nou net gesê het is presies waartoe ons werk. Ons wil graag die weg wys vir kinders op verskeie vlakke. Nommer 1, ons wil graag vir die weg wys in terme van om vir Jesus te leer ken, om God se liefde te ervaar en dat hy natuurlik deel is van hulle lewe en hoe hulle dit vorentoe vat en dan natuurlik hoe berei ons kinders voor om in 2040 suksesvol te wees en te floreer in die lewe deur holistiese onderrig en basies wil ons graag hê dat kinders moet blom daar waar hulle deur God geplant is. So jy noem nou hierdie, maar wat gaan Hartland Akademie andersins uniek maak en waarom behoort dit ouers opgewonde te maak? Ja, dis nie net een aspek waarna ons kyk wat dit noodwendig uniek gaan maak nie. 'n Hele klomp goedjies wat saamgevoeg word, dit wat Miller nou genoem het. Afrikaanse onderrig, moedertaalonderrig is natuurlik 'n gegewe en dan dit gebou op 'n Christus gesentreerde fondasie en dan kyk ons na toekomsgerigte onderrig. Ek meen kinders moet krities kan dink as hulle vorentoe gaan, hulle moet tegnologies geletterd wees, hulle moet veerkragtig wees, die lewe verander die heeltyd en hulle moet gereed wees daarvoor. Dan natuurlik gaan ons kleiner klasse hê wat natuurlik hele onderrig en leerproses makliker gaan maak vir die onderwyser en vir die kinders natuurlik. En dan wat 'n lekkerder plek is om in die tuinroete geplant te wees, Hartenbos. Ja, Wie wil nie daar woon nie? Nee man, ek raak sommer jaloers. Net laastens, hoe gaan julle seker maak dat julle akademiese standaarde handhaaf? Want dit is natuurlik baie belangrik. Ja, ek dink as 'n ouer hulle kind by ons plaas, dis die belangrikste ding in hulle lewe. So ek dink nie dis onderhandelbaar dat ons kwaliteit sal hê nie. Ek dink die feit dat ons jare se ondervinding het en dat ons bewese leermodelle het. Maar die heel belangrikste ding is eintlik die onderwyser. Die onderwyser bepaal die kwaliteit. So as jy wil kwaliteit onderrig hê, het jy onderwysers nodig wat 'n passie vir God het, 'n passie vir kinders het en 'n passie vir leer het. En as jy dit kan regkry, gaan jy net kwaliteit onderrig kan gee. So sê Miller van Loggeringberg, die hoof van opvoedkunde by Doxa Deo groep en ook dankie aan Henny Lou van Hartland Akademie dat julle vanoggend hier by ons 'n draai gemaak het en hierdie opwindende nuus met ons kom deel het.